As hy dag sê sal weer 'n keer. Aangenaam, tweede keer. Ek moet net vir julle sê dat ek was vroeër vandag by Saal gewees en toe respektief, toe sê ek nee, ons moet weer 'n keer gesels want hierdie is regtig belangrik en dit het ek besef toe ek nou daar by my huis kom. Saal, ek wil my huis verkoop. Dis die onderwerp. Jy moet vir my sê wat moet ek doen om die beste moontlike prys vir my eiendom te kry? Wat se voorsorg moet ek tref? Sakkie, okay, om mee te begin. Jou huis is jou belangrikste eiendom wat jy het. Die mees waardevolste eiendom behoort dit te wees. En daarom is dit belangrik om hom so goed as moontlik voor te berei om te verkoop. Doen 'n bietjie moeite, moenie dink is net sommer iets wat jy verkoop soos 'n hoender of so nie, hoender weg is hy weg. Daar kan baie komplikasies wees as jy hierdie ding reg doen nie. So daarom is dit belangrik dat jy hom vir 'n professionele agentskap moet gee om te verkoop. Okay, ons is Maar nou daar, maar ek wil by die huis begin. Maar die raad wat ek jou kan gee is, berei jou huis voor dat die persoon wat moontlik belangstelling in jou huis homself kan sien in jou huis. So dit is belangrik dat jy die huis lig maak. Trek die gordyne oop, sit ligte aan as dit nodig is. Maar die ou moet homself kan sien in die huis. Daar moet ook nie onnodige klatter in jou huis wees nie wat sy aandag aftrek nie. So probeer dit wegsit. Familiefoto's is miskien partykeer haal dit eerder af. So jou waardevol, maar dit beteken vir daai ou niks nie. Ek wil net hoor, sal jy sê nou en ek probeer daai prentjie kry. Ek weet mos nie wie's die voornemende koper wat sy of haar voorkeure of afkeure gaan wees nie. Net nou is dit iemand wat regtig belangstel in geskiedenis en die ou portrette waardeer. Wel, ja, maar die ou moet homself kan sien binne in jou huis. Ja, maar nou hoe weet ek nou wie's daai ou? Geskiedenis is alright en so, maar 'n vreemde vrou of 'n man se gesig daarso wat hy nou nie ken nie, dan sien hy hom nou nie self in daai. Ek verstaan. Ja. So jy kan seker, dis min laat onthou die ou is daar sy eerste rede hoekom hy daar is om jou huis te koop, nie om geskiedenis op jou mure te kyk nie. Ja. Hy wil 'n huis hê. Absoluut. Nou goed, en dan ek dink dit is waar dit belangrik kom. My huis is 'n baie doodstandaard tipiese Parys 1930s of 40s huis met 'n skoorsteen en 'n kaggel in die sitkamer. Ek kan mos nou nie daai huis gaan modern maak vir die jappies daar uit Bobbejaansberg om nou te kom kyk met kroomvensters en ek moet die huis nou 'n facelift gee om nou by daai koper te pas nie. Nee, ek dink ook dit sal verkeerd wees om dit te doen. Jy sal te veel geld moet spandeer om dit te doen. Ja. En dan is dit dalk nie wat die ou wil hê nie. So in so 'n geval los die huis soos wat hy is. Bespreek eerder die tekortkominge wat jy buitendien aan die agentskap moet openbaar van jou huis. Ja. En bied die huis dan so vir die ou aan en sê vir hom, dis hoekom ek hom vir hierdie prys verkoop. Ja. Sodat jy jou eie stempel kan afdruk op hierdie huis. Nou gepraat van die ou huise, jy sal nou deeglik weet, daar was die 30s was 'n boomtyd in Parys. Die 30s selfs tot in die 40s en as ek nou reg onthou, dis toe al hierdie pragtige besighede opgegaan het. Saks, die stasie is in 30 gebou. Alles het in Parys geboom en daar was verskriklik baie huise gebou deur 'n paar kontrakteurs. Ek vat weer die huis waar ek in woon, sy styl is reg deur Parys. Jy kry hulle oral. Ja. Dieselfde tipe baksteen, jou rooi baksteentjie, houtvloere, kaggels, dis van daai era. Ja. Moet 'n mens daai huis moderniseer of moet jy hom so oorspronklik moontlik probeer hou? Sakkie, dit hang af van persoonlike keuse. So ek byvoorbeeld hierdie gebou het van my, het die argitek vir my gesê, gaan vir iets, so, en ek het teen dit besluit. Ek het besluit, laat dit eerder maar 'n moderne gebou wees. Ja. So dit hang af van 'n keuse. As daai ou 'n moderne huis hou, gaan hy hom modern maak. As hy hou van 'n ou huis met nog 'n stoep op, soos jou huis, dan gaan hy hom net so vat en hy gaan hom net bietjie verf en hy gaan jou vloere skuur. Hy gaan nie nuwe vloere insit en so. Ja.
Nou ja toe, ouens, daar het julle dit goeie raad van Sal, deskundige in die eiendomsbedryf. Ek kan jou Ja, maar dit is baie belangrik dat jy jou huis reg voorberei. Ja. Ja. Daar moet nie reuke wees in die huis, hondereuke. Die normale, dit moet netjies wees, die tuin moet goed versorg wees, die huis moet Absoluut. skoon en netjies vertoon, Absoluut. sonder slegte reuke, sonder stikkende goeders. Dis reg. Dankie Sal. Dankie.